In Handelinge 15 van vers 7 af lees ons, daar het 'n ewige woordestryd ontstaan, maar Petrus het opgestaan en vir hulle gesê, broers, julle weet dat God my al van die vroeë dae af onder julle uitgekies het, sodat die heidene deur my prediking die boodskap van die evangelie hoor en tot geloof kom. En God, die kenner van harte, het dit bevestig, deurdat hy die Heilige Gees aan hulle net soos aan ons geskenk het. Hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle nie, want hy het hulle harte deur die geloof gereinig. Waarom wil julle God dan nou toets, deur 'n juk wat nie ons of ons voorvaders kon dra nie, op die disippels se nekke te plaas? Maar ons glo dat ons op dieselfde manier as hierdie mense deur genade van die Here Jesus verlos word. Toe het die hele vergadering stil gebly. Vroeër in Handelinge 10 het Petrus 'n diep geestelike ervaring gehad, deur middel van 'n visioen oor rein en onrein diere, waarvan Petrus moes eet, het God dit vir hom duidelik gemaak dat hy die goeie nuus evangelie van Jesus Christus ook vir die heidene nasies bedoel het. Petrus se eie gevolgtrekking lees ons in vers 34 en 35 waar hy sê, ek besef nou werklik dat God niemand volgens sy uiterlike beoordeel nie, maar dat die mens wat ontzag vir hom het en doen wat reg is, uit watter nasie hy ook mag wees, vir hom aanvaarbaar is. Met daardie visioen wat saamgeval het by die Gees se opdrag aan beide Cornelius, 'n kaptein van die Italiaanse regiment, en ook nog 'n openbaring aan Petrus in verband met hierdie einste Cornelius, was Petrus instrumenteel in die bekering van Cornelius, en het hy tot die oortuiging gekom dat hy daarvandaan die evangelie nou aan die heidene nasies moet gaan verkondig, wat hy inderdaad ook gedoen het, soos ons hier in Handelinge 15 gehoor het. Ons weet mos Jesus se laaste opdrag was volgens Matteus, gaan nou en maak disippels van al die nasies. En volgens Lukas in Handelinge 1 vers 8 het Jesus gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die einde van die aarde. Die gevolg hiervan was dat Petrus en toe ook mettertyd Paulus en Barnabas en Silas en nog van die apostels Jesus Christus se verlossing aan heidene ook verkondig het, soos God dit beplan het. Paulus het die grootste aandeel gehad dat die evangelie vinnig en ver wes reg oor Europa versprei het, deur Griekeland en Italië tot so ver wes as Spanje. Ons kan die Here nooit genoeg dank vir die apostelse gehoorsaamheid nie, want jy besef tog dat ook ek en jy vandag die voorreg het om deel van die globale liggaam van Christus te mag wees, omdat die disippels nie die evangelie vir hulle self en net vir die Joodse volk eksklusief gehou het nie. Kom ons sê sommer nou vir die Here dankie daarvoor. Here, baie dankie dat ons ook hier waar ons vandag is, uit die volk wat ons is en die taal wat ons praat, deel mag wees van u liggaam, van u familie. Dankie dat u goeie nuus van verlossing deur genade ook tot by ons gekom het. Help ons om ook elke dag ons lig helder te laat skyn, dat u goeie nuus nog verder kan versprei. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.